Welkom terug. Dit is nou tyd om jou geldsaake te bespreek en ons het die man met al die bates en geen laste, Thys van Sail hier by ons in die ateljee. Thys, welkom terug. Baie goeie intro. Dankie Elsa. Ja, Thys, so is daar aanvanklik gesê dat die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance die G20-beraad sou bywoon. Trump het intussen aangekondig dat geen Amerikaanse amptenaar of leier die G20-beraad sal bywoon nie. So, wat beteken dit vir die G20? Ek dink as net begin by die G20 self en fisies waarvoor dit staan en wat se lande te basies weer bywoon om net daarmee te begin. Net 'n paar name te noem soos byvoorbeeld Australië, Brazil, Oud-Indië, Rusland, China, Frankryk, Mexico, Engeland natuurlik en natuurlik die Afrika en die Europese Unies. So almal is hier. So om dit in daai mate te stel. So 2/3 van die wêreld se ekonomie en die wêreld se populasie se leiers is in Suid-Afrika. En dan word daar kwessies bespreek wat eintlik baie belangrik is wat tot die tafel toe gebring word. En nou het 'n oue groot leier soos Amerika wat basies die kom ons sê maar die ou boet is tussen die klomp leiers en hulle het net eenvoudig gesê ons boikot dit. Jy weet ons stel glad nie belang nie. Maar weer eens is dit dalk 'n mate van 'n strategie waarmee Donald Trump ook besig is, want een van die groot goeders wat wel daar bespreek word is handelsooreenkomste. So is dit dalk nou maar nie net daai gordyn wat hy dalk wil toetrek om te sê ja, julle gaan my nie boikot, jy weet in 'n kom ons sê in 'n raadsaal, jy weet met 20 ander leiers en hier sit ek en nou wil julle hierdie goeders gesels nie. So ek weet nie of hy regtig daadwerklik so groot probleem met ons het nie en of hy dalk self nie eintlik by die G20 wil wees nie. Nou, iets anders waarby ek wil uitkom is die feit dat baie mense wonder, wat is Amerika se rol in die G20-groepering? Jy het nou die woord ou boet gebruik, maar wil jy dalk 'n bietjie meer daaroor sê? Ek dink as 'n mens baie kere gaan kyk, jy weet waar dit gaan en wat word daar bespreek, want ek dink ja, baie kykers sal buite sien dit maar net as 'n billboard en is maar net weer G20 of is maar net 'n G dit of 'n I dit of wat ook al die geval is, maar daadwerklik weet hulle nie waar gaan dit nie. So net om 'n paar voorbeelde te wys, jy weet uit te wys wat basies bespreek word op so G20 is ekonomiese van beleide van makro en mikro-ekonomiese wat som ekonomie en dan ook natuurlik algemene handelsooreenkomste wat ons net bespreek het. Dan kyk jy na byvoorbeeld jou konflikbeperkings, jy weet en besprekings soos byvoorbeeld oorlog wat in Rusland Oekraïne aangaan en as 'n land het byvoorbeeld soos Rusland wat dit gaan bywoon en hulle byvoorbeeld nou nog steeds nie die Oekraïne situasie uitgesorteer nie, is daar juis die tipe platforme waar hierdie goeters weer eens kan gesels word. Weet in 'n raadsaal met meer as byvoorbeeld 2 of 3 leiers wat agter geslote deure dan nou basies weet hierdie besprekings het. En dan is daar ook algemene gesamentlike verantwoordelikheidsbesprekings soos klimaatsverandering, pandemies en natuurlik wêreldarmoede. En dan laastens algemene agendas soos byvoorbeeld volhoubare ontwikkelingsbeleid van 2030. So dit is regtig baie belangrik dat hierdie samesprekings gebeur, want dit is ook op 'n groot mate, jy weet waar tipe van wêreldsleiers nou maar by mekaar uitkom en hulle is oop vir gesprek en dialoog. En ek dink dit is so belangrik. En baie belangrike kwessies soos wat jy sê, maar waarom is dit so belangrik vir Suid-Afrika spesifiek? Ek dink dit sit bietjie die half uit die Engels woord gebruik spotlight. Jy weet weer terug op Suid-Afrika wat ons regtig waar nodig het. Jy weet veral vir ons ekonomie en uitbreiding van ons algemene ekonomie en natuurlik 'n klompie ander goeders wat ook saam met dit gaan, want weer eens hierdie is voorsitterskap wat ons ook ontvang het. Jy weet die eerste keer in ons geskiedenis in die G20 en ek dink ja, hierdie was die ideale tyd, jy weet ook om dinge met Amerika te kon uitstryk en daai persepsie van wat basies weer daar buite gegee was van Suid-Afrika na Amerika en spesifiek die Donald Trump administrasie net 'n bietjie van 'n ander lig op dit te kon geplaas het en net te kon sê, maar kom kyk net vir jouself en kom sit net bietjie binne in Suid-Afrika en dan kan jy weet daai verhouding ook probeer regstel. Ja. Goed, ons beweeg aan. Hierdie volgende storie is ook nogal interessant. Die Oppenheimer familie vra vir minder red tape, ek haal aan, of dan nou hekkies vanaf die regering aan klein en mediummaatskappye. Watels beteken dit? Ek dink as 'n mens gaan kyk, juis in jou SMME spasie, small medium enterprises, as 'n mens gaan kyk, die grootste druk wat hulle op hierdie stadium het, is dit natuurlik vir oorlewing en natuurlik onthou klein maatskappy kan nie te veel druk hanteer, jy weet om uit te kom by wat hy eintlik wil doen en dit is om uit te brei en te kan groei en dan ook daadwerklik tot die BBP basies weet te kan sê maar weer eens Engelse woord contribute. Waar dit as ek 'n woord kan kry wat ek so graag in Afrikaans bydra. Maar as hy
dan byvoorbeeld kyk so gepraat van bydra. Ja. Jy weet nou byvoorbeeld dan nou belasting en BTW. Klein medium maatskappye is veronderstel om kortings te kry op dit. Eerder as om byvoorbeeld dieselfde belasting en BTW te betaal as 'n mikro groot maatskappy uit die aard van die saak. Want as 'n mens gaan kyk, ja, enige koste wat 'n mens kan verminder met 'n klein maatskappy gaan weer terug in wat hulle weer noem cashflow. Jy weet in uitbreidingskapitaal ensovoorts. En dan 'n ander red tape wat ook natuurlik 'n baie groot rol speel is as ons gaan kyk na ons algemene arbeidswet. Okay. So die arbeidswet is ook nie noodwendig baie goedhartig teenoor klein en medium maatskappye nie. En as jy dan ook gaan kyk byvoorbeeld na besigheids lisensies en permitte, byvoorbeeld as jy besigheid doen met die munisipaliteit, as jy gaan kyk na toerisme wat sekere lisensies moet kry, restaurante met dranklisensies. Jy kan nie byvoorbeeld 'n maatskappy oopmaak of 'n klein medium maatskappy oopmaak wat 'n restaurant is byvoorbeeld, maar jy wag 6 maande vir 'n dranklisensie nie. So sulke goeders is dan natuurlik jy weet noodlottige druk wat jy op klein besigheidseienaar gaan plaas. En dan natuurlik jy weet algemene kontrakbetalings byvoorbeeld as jy dalk met die regering besigheid doen van tussen 30, 60, 90 dae en baie keer moet jy hulle hof toe vat, jy weet om 'n betaling te kry, maar dan is jy dalk onderdeur. Jy weet, so daai is ook 'n baie groot probleem. En natuurlik dan invoer, uitvoer tipe van red tape wat ook 'n baie groot rol speel, ook rondom belasting en dan natuurlik die grootste en die belangrikste is infrastruktuur. Jy weet Transnet, as ons gaan kyk na ons hawens, as ons kyk na ons paaie, as ons kyk oor Eskom oor die algemeen, volhoubare elektrisiteitsvoorsiening. So daar's 'n klompie dinge wat 'n rol speel, maar wat goed uitgewys as in die berig was gewees, ja, die regering sal moet partytjie toe kom om byvoorbeeld na daai tipe van goeders te gaan kyk. Ons kan nie net fokus op medium tot groot maatskappye nie, maar mens moet tog maar kyk na jou klein medium maatskappye wat later wel groot maatskappye kan word. Absoluut. So gepraat van die regering, hulle meen ook die regering moet nie in die pad van entrepreneurs staan nie. Wat dink jy bedoel hulle met die stelling? Ek dink as 'n mens ook gaan kyk, as jy te veel, kom ons sê nou maar daai struikelhekkies gaan uitsit en jy kom nie oor een of twee van hulle nie. Is dit amper asof jy daai 110 meter hekkies wat so 'n wedloop kyk. So hy kom dalk oor die eerste 2 of 3 lekker en hy is dalk heel voor en dan ewesklik kan val hy oor daai middelste hekkie en dan is sy resies is verby. En daai is basies weet baie keer die regering, want baie keer het daai paar voorbeelde wat ek nou genoem het, is alles regeringsfaktore wat eintlik tot voordeel van 'n klein maatskappy kan wees indien hulle natuurlik jy weet in dialoog ook intree en met daai maatskappye ook daadwerklik kan kyk om te sê maar hoor hierso, ons moet eintlik 'n klein tot medium enterprise tipe van komitee stig binne Suid-Afrika om te kyk na daai maatskappye sodat hulle kan terugkom na die regering toe en sê ja, maar hierdie is waarmee ons sukkel A, B, C, D, E en hierdie is natuurlik die oplossings wat ons kan voorlê, meneer regering, wat ons moet support, kan julle hierdie tipe van goeders implementeer. En ook in die ekonomiese beleid oor die algemeen kan inbring. Jy weet, dink ek sal dit 'n baie groot effek en ek dink dis wat hulle daarmee bedoel. Nou, hoe gesond is die spasie in Suid-Afrika? Ek dink in Suid-Afrika vir 'n entrepreneur, as 'n ou gaan kyk wat jy kan doen in Suid-Afrika na die groter prentjie van Suid-Afrika wat jy kan opstoot in jou buurlande binne in Afrika, dink ek is dit absoluut, daar sê beter woord om te gebruik, limitless. So as 'n mens gaan kyk byvoorbeeld as jy in 'n eerste wêreldland is, soos byvoorbeeld in die VSA of in Europa, dan het jy 'n baie gesentrale tipe gesentreerde mark wat jy eintlik maar kan uitbrei wat al klaar amper half al gedilute is as jy weer eens daai woord wil gebruik. Maar in Afrika en Suid-Afrika spesifiek, as jy dit reg doen en jy die ondersteuning ook boonop van die regering, juis rondom daai spasie, dink ek ja, daar's geen limiet vir jou nie. Ek wil terugkom net vir 'n oomblik na die hele situasie met Amerika en die G20 beraad. Hoe belangrik is dit om daai verhouding met Amerika te herstel? Want ons weet nou waaroor dit gaan of waarna daar verwys is in die verlede, maar ook wat ander ooreenkomste betref, want ek dink byvoorbeeld aan iets soos die AGOA ooreenkoms ook byvoorbeeld. Ja, as mense gaan kyk, jy weet, die Amerikaanse verhouding wat ons het op hierdie huidige stadium is hulle is ons grootste vernoot. En om nie jou grootste vernoot by een van die grootste byeenkomste te hê, moontlik in die laaste 30 jaar polities, en hulle is nie hierson nie, dink ek nie, dis 'n goeie teken oor die algemeen nie, maar weer eens gaan kyk, waarna ons nou verwys het, is dit dalk 'n strategie ook maar van Donald Trump, dat hy ook dalk nie, byvoorbeeld in so 'n kamer wil wees en homself geplaas het, en al daai mense op hom hê nie, maar hy stel dit eintlik net uit vir 'n jaar later, want volgende jaar het hulle weer voorsitterskap, jy weet, in Amerika, in Miami, en dan basies, jy weet, dan gaan hy moet pa staan, en dan gaan hy basies moet pa staan, jy weet, vir 'n klompie goeders wat dalk skeef geloop het vir hulle in die besluite wat hulle gemaak het in hulle eerste jaar.
Nou ons het nog so 2 minute oor, maar ek wil graag ook vra hoe lyk die algemene plaaslike en internasionale markte? Ag weet jy, is baie eenvoudig, verkoop jy goud of gaan koop kripto, jy weet. Nee, ek dink as ons gaan kyk, oor die algemeen, die lokale markte was maar 'n bietjie wisselvallig oor die laaste week gewees. Sien uit na hierdie week, goudprys maar op en af. As ons ook gaan kyk, jy weet, jy is op kripto. Laasweek het al ongeveer 30 tot 35% was uitgevee op waarde. Jy weet, so die laaste jaar se waarde wat jy gebou het jy al verloor. En natuurlik algemene internasionale markte is stabiel. Daar's nie so baie volatiliteit so wat ons heidaglik op die plaaslike front het nie, maar algemene markte oor die algemeen dink ek is daar niks regtig waar wat uitgesonder kan word en uitskieters is en ja. Goed, nou daar is nou niks wat regtig uitgesonder kan word nie, maar dalk het 'n laaste wenk van jou kant af aan die kykers rakende iets wat hulle in hierdie stadium moet weet. Ons het so 'n paar sekondes oor. Ek dink ja, 'n wisselvalligheid teenoor risiko. Moenie laat 'n adviseur vir jou sê ja, daar's 'n verskil tussen die twee nie, want daar is nie. Baie adviseurs sê daar buite ja, wisselvalligheid is die EKG effek. Ander wat saam adviseurs sal vir jou sê 'n risikoprofiel is basies die risikokans dat jy jou kapitaal gaan verloor. Dit is nie so nie. Dis andersom. Wisselvalligheid wys vir jou wat is die risiko en hoeveel risiko is daar binne in so 'n sogenaamde belegging. En mense moet nie verwar word daardeur nie. Thys, dit is waarvoor Everest 12 daar is, of Everest Advisory Services ook om spesifiek te wees. Baie dankie vir jou insig wat jy vanoggend met ons gedeel het. Nou, dit is altyd wat ons tans het vir die geldsaake vandag, maar bly net waar jy is, want ons kuier net hierna verder, maar onthou ook om gerus 'n draai te gaan maak op ons YouTube-kanaal, om weer na enige insiggewende of inspirerende gesprekke te gaan kyk en te luister, en terwyl jy besig is daar, maak ook sommer seker jy gaan volg ons op al ons sosiale media platforms. Bly net waar jy is.